Goeiemôre aan al die Jessie Ram TS familie wat ingeskakel is op die radio. Julle almal wat ingeskakel is op YouTube. En ja, julle wat almal hier is, baie welkom. Goed regte plek om te wees. Ons glo en vertrou dat Vader ons gaan seën met 'n boodskap reguit van hom af. En ja, ons praat 'n bietjie oor Jesus se kruisiging, sterwe, opstanding. En ja, natuurlik dan sy hemelvaart en dan natuurlik die groot belofte wat hy vir ons gegee het. Die uitstorting van die Heilige Gees. So vriende, ons weet waar ons nou al is die Heilige Gees is nou uitgestort. Maar weet julle, ek wil op 'n paar punte nou aanraak van wie is die Heilige Gees? Wat is sy werk? Wat is sy name? Hoe kan ek hom kry? Onthou die Here Jesus het vir sy klomp disippels en sy volgelinge gesê dat hulle moet nie uit Jerusalem uitgaan nie, maar hulle moet daar wag tot die trooster wat hy van die Vader bid vir hulle gestuur is. En ons lees ons in die woord dat daar gestaan dat hulle het almal eendragtig volhard in gebed. Hulle almal saam. Sien vriende, dit is hoekom die Here ook sê dit is so belangrik om 'n gemeente van gelowiges te wees. Dat ou saam kan loof en prys, dat ou saam die Here se naam kan groot maak. Waar jy saam die ander een kan optel wanneer hy val. Dis hoekom Vader ons mens gemaak het. Hy het ons nie mens gemaak om alleen te wees nie. Hy het ons vir hulle gesê, vir die mense gesê, hulle moet uitgaan en nasies bou.
En nadat hulle die Heilige Gees ook ontvang het, dit wys jou net van een van die kragdade van die Heilige Gees. Ons weet almal hoe bang was hulle gewees daardie dag in daardie voorkamer voordat die Heilige Gees gekom het. Want ek meen hulle het dan die deure gesluit. Ons was so bang vir die Romeine, skrifgeleerders en al daai ou mensietjies wat hulle seker maar hulle lewe wil vat, maar ja, toe die Heilige Gees oor hulle kom, is daar nie eers meer sprake van bangheid nie, hoor. Toe moet die wêreld bang wees. Maar ja, daar's eintlik so baie wat 'n mens daaroor kan praat, kan deel oor die Heilige Gees. Ek gaan net 'n paar punte aanhaal want ek glo nie ons het genoeg tyd om alles werklik waar van die Heilige Gees te kan sê. Miskien moet ek dit in 2 doen. Ons kyk maar hoe die tyd ons toelaat. Ons weet ons het 'n trooster, 'n leidsman, 'n kragbron. Sien geliefdes, die Heilige Gees het soveel doele en beloftes en krag en sterkte. Ek meen, ons weet almal met die uitstorting van die Heilige Gees daardie dag is die kerk heeltemal verander. Dit kon nie meer dieselfde gebly het nie in elk geval. Want ek meen, dink net daaraan vriende, ek weet ek het al half gehamer. Daardie krag wat Jesus uit die dood het opgewek het. Vriende, sien dit so. Wat is vir ons God onmoontlik? Wat is vir Yeshua onmoontlik? Jy sien net soveel wat vir hulle onmoontlik is vir die Heilige Gees onmoontlik. Onthou, God is drie-enig. Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle almal is dieselfde. Selfde krag, selfde wysheid, selfde alles. Dis en hier is so die Engelsman sal sê, die magic part daarvan. Die Heilige Gees kies om in ons sondaar mense te kom woon. Hy kies dit, die Heilige kies dit om in ons te kom bly, om ons te lei, om ons te troos, om vir ons krag te wees, ons kragbron. Is dit nie amazing? En wat kos dit van ons, vriende? Dit kos ons geld nie. Kos ons, ja, mense kan sê dit kos ons lewe. Want ons lewe leef ons nou af vir Jesus. Ons stel ons kruis op. Ons volg hom. Wat vir die wêreld belangrik is nie meer vir ons belangrik nie. Wat vir die wêreld mooi en aantreklik lyk nie meer vir ons mooi en aantreklik nie. Want ons volg die Meester. Ons volg Jesus. Met die krag van die Heilige Gees. Wat klop aan ons elkeen se harte. En hy wag vir jou om oop te maak. Onthou, die handvatsel sit in die binnekant. Jy is in beheer van daardie handvatsel. Nie hy nie. Jy kan besluit ek maak oop, of jy kan besluit ek maak toe. Of ek los hom toe. Maar vriende, ek dink na vandag, wat ek julle nou al hierdie beloftes en die rol van die Heilige Gees gaan mee deel. Glo ek nie dat enige een van ons nog langer ons harte wil toon. Want ek meen, waar het jy nou iets gesien van, kom ons sê maar jy kry dit verniet. Wat kry jy vandag verniet? Niks. Jy kan nie eens 'n blokkie ys verniet mee kry nie. Alles kos geld, baie geld. Maar hier kom iets verniet. Jy kan nie heeltemal verniet nie, maar dan gaan jy nie geld kos nie. So ek glo en vertrou ons almal gaan hierdie geniet en regtig daaruit leer. Maar voor ek begin, kom sluit hierdie oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here onsse God, Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om weer om u woord te kan kuier. Here, dankie dat ons na u woord kan kom luister. Vader, ek wil jou nou vra, sluit die wêreld af daar buite. Here, laat ons regtig net sal fokus op wat die Gees vir ons wil sê. Vader, die Gees wat in ons elkeen woon, vir ons elkeen beskore en beskikbaar is. Here, laat ons nie langer ons harte verhard nie, maar laat ons harte oopmaak. Laat ons ore oopmaak
Dat ons sal luister wat die Gees vir ons wil sê, en dat ons hom toelaat om te verander daar waar verandering moet nodig is. My God, dankie dat U aan alles gedink het. Dankie dat U al reeds alles vir ons gegee het. Dankie Vader vir al die beloftes. Here, help ons regtig om daaraan vas te hou. Dankie dat ons weet dat U ons beskerm, ons lei. Ons loof U, ons prys U, ons dankie daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, Jesus het geweet sy disippels sou hom mis nadat hy na ons hemel toe opgevaar het. Daarom het hy hierdie woorde en hierdie wonderlike belofte aan hulle gemaak. Ons lees dit in Johannes 14 vers 16. Hoor net Jesus, né? Sê, ek sal die Vader bid en hy sal die trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid. So sê vriende, hy gaan nie net kom en 'n draai maak een keer 'n week nie. Soos ons dalk kerk toe gaan een keer 'n week nie. Of dalk nie. Hy kom. Hy is elke dag by jou, elke sekonde van die dag. Sien, ons gaan vandag 'n bietjie dieper gaan oor die Heilige Gees. Sien, ek dink baie mense, baie van ons sou Christene, ons weet van die Heilige Gees, ja. Ons weet van hom. Maar ken ons hom werklik? Weet ons regtig wie hy is? Wat is sy werk? Wat is sy doel? Hoe verstaan ons hom? Hoe hy bestaan? Daar is so baie om oor te gesels oor die Heilige Gees. Maar ek dink die Heilige Gees is een wat die hardste werk. Hoeveel mense is op aarde? Miljoene. En hy kan maklik enige tyd by almal wees. Dink aan daai krag, daai mag van die Heilige Gees. Ja, en hy wil by my en my kies om by my en jou te kom bly. Daardie Gees. Wel. Ek meen, vat dit so. Ek dink ons almal hou van rugby. Nou kom ons sê maar jou favourite speler besluit om vanmiddag by jou te kom braai. Wat gaan jy maak? Gaan jy nie die beste chops of die beste rib of die beste skaap of wat ook al is, gaan jy nie dit soek? Beste drankies, beste eetgoed, beste dit, beste alles, nuwe borde, alles. Jy gaan mos jou plek polish en skoonmaak vir daai ouetjie wat nou by jou wil kom braai. Weet jy wat jy gaan doen nie? Gaan jou mooiste klere uit, al is jy nie mooi klere het, gaan jy so gaan koop. Maak nie saak wat se skuld jy jou indruk nie. As ons nie 'n limit op hy kredietkaart nie. Soms jou man se hy betaal. Of jou vrou se sy betaal. Daar's nie 'n limiet nie. So jy gaan spend. Net om vir, kom ons sê 4-5 ure 'n front voor te sit. Aan iemand wat jou nie eers ken nie. Maar jy ken hom want jy volg sy spel. Jy wil nie eers by jou kuier nie. Maar jy gaan deur al daai moeite vir 'n mens. Nou my liewe vriende, wat gaan ons dan doen? As die allerheiligste se Gees verniet by ons elkeen wil kom bly. En weet jy, hulle kom bly nie net verniet nie, hy kom nie net daar aan in die hande nie. Hy kom met gifts. Hy bring goed saam met hom. Ek gaan later daaroor praat, maar hy kom nie leë hande daaraan nie. Hy bring vir ons iets. Moet ons nie dan soveel te meer eerder onsself in orde kry en onsself skoon kry en onsself regpak vir die Gees wat in ons wil kom woon. Die Heilige Gees van God nie. Ons moet daar verskoon maak. Jy moet ons nie daar gaan polish en skoonmaak en weggooi wat oud is en verrot is en ook dan maar van Vader vra, hoor die Vader, verander my hart van klip na hart van vlees. Is dit nie dan belangriker nie?
om dan skoon te maak nie. En die Heilige Gees kom nie net vir 2 of 3 ure nie. Jesus het ons gesê, tot in ewigheid. Kom hy by my en by jou kom bly. Die Gees van God, vriende. Die Gees van God. Vriende, ons is nie hier besig met die meelspeletjies of so iets nie. Dit is die reine waarheid. Die reine krag. Die krag van ons God in die hemel. Beskikbaar vir my en vir jou. Maar wat maak ons daarmee? Ons draai ons rug soms op dit. Ons weier dit. Ons bedroef dit. Ons gaan aan met ons lewens asof I am in charge. Ek is mos 'n beheer van my eie lewe. Ons slaan nie ag op dit wat die Here in sy grootheid en sy goedheid vir ons gee en vir ons beloof nie. Because we don't care. Ons is te gewoond aan hierdie wêreld, ons is lekker op die aarde. Ons gaan ons lekker aan. We don't need anything. Maar vriende, wat van as jou uurglasie uitgeloop het? Wat van as die Here vandag aan jou deur kom klop? Dit is tyd om huis toe te gaan. Wat se deur gaan vir jou oopgemaak word? En wat se deur gaan jy loop? En dan is ek gesê het alreeds, daar's nie 2 plekke. Een van 2 wat ou gaan. Daar's nie halfway house nie. Daar's nie 'n manier wat iemand anderste vir jou weer kan regbid dat jy hemel toe kan gaan. Vriende, ons het dit nou. Wat gaan ons nou daarmee maak? Sien, die waarheid van die Heilige Gees is baie meer as wat ons dink dit is. Die Heilige Gees is nie net vir 'n kerkdiens nie. Die Heilige Gees is nie, staan nie daar soos 'n diaken of 'n ouderling of wie ook al daar by die deure staan en hand skud nie. Net op 'n Sondag nie. Hy is ook nie daar net vir spesiale geleenthede nie. Jessie, ja, vriende, moenie dat ons die ene vergeet nie. Here help, as jy in nood is nie. Hy is net 'n lifeline nie. Hy is ook nie net daar vir geestelike leiers nie. Nou vriende, dit is elke een van ons se eie werk om in die hemel te kom. Jy kan dit nie by iemand erf nie. Iemand kan dit nie vir jou gee nie. Dit is onmoontlik. Al staan dit in iemand se boedel, jy kry dit nie, vergeet dit. Dit is ons elke een se werk, ons elke een se verantwoordelikheid om dit te aanvaar, om vir dit ja te sê. Die Gees van waarheid. Sien vriende, sonder die Heilige Gees raak ons geestelik droog. Ons kan sien hoe gaan dit in die wêreld. Ons kan dit sien. Vriende, ons is nie blind vir dit nie. Maar ons het mos nie nodig om gelykvormig te raak in hierdie wêreld. Ons is net passersby nie. Ons is net 'n betoerie deur. En dan gaan ons die ewigheid in. Sien, baie keer as 'n mens vra, hoe het ek nou in hierdie penarie beland? Hoe? Ek verstaan dit nie. Jy weet mos hoe kan ek verstaan nie hoekom het al hierdie ding met my gebeur. Okay. Het jy nie dalk die Heilige Gees ergens verloor en nou is jy rustingloos nie? Nou die Heilige Gees is beter as jy daai GPS wat jy het. Is beter as daai app wat jy op jou foon het om jou rusting aan te wys. Want jy die Heilige Gees ergens verloor. En nou loop jy in dinge raak. Dinge vas, dinge gebeur met jou. Want jy maak die verkeerde besluite. Jy maak nie meer godsbesluite nie. Jy raak gelykvormig aan die wêreld weer eens. En dan het die duiwel mos nou 'n field day met jou. Want onthou vriende, wanneer jy ons die Heilige Gees toestemming gee om ons te kom woon. Die Heilige Gees, soos ek weer eens gesê het, is nie 'n speletjie wat 'n mens mee speel nie. Dit is nie Mickey Mouse games nie. Dit is ernstig. Vriende, die bose geeste is ernstig. Die vyand is ernstig. Hy loop rond om te verslind en te verskeer, te vermoor. Hy doen dit. Dit is sy werk.
Maar dan kom die Heilige Gees en hy kom woon in jou. Nou hier is dit wat nou interessant raak. Hy kom alleen. Onthou die bose geeste en die vyand se maatjies. Dit wys jou net hoe lafhartig is hulle. Hulle loop nie een nie. Hulle loop in groepe. Ons lees van hoeveel mense in die Bybel waar Jesus die bose geeste uitgedryf het. Waar meer as een is. Dit is hoe bang hulle is. Hulle moet in groepe werk. Hulle kan nie alleen kom na jou toe nie. Maar dan kom die Heilige Gees alleen na jou toe. Alleen. En hy trek daar by jou in. En wat trek eerste los? Hy bose geeste. Hy lelik, hy kwaad. Hulle hol. Want hoekom? Want die Heilige Gees sal nie met hulle meng. Die Heilige Gees sal nie 'n stukkie van sy spasie met hulle deel nie. Hy is jaloers. Hy is jaloers op my, hy is jaloers op jou. En hy sal nie 'n duim gee om te share. Hy glo nie aan sharing caring. Jy is syne. Hy bly alleen binne in jou. Kyk net daai groot mag, vriende. Kyk net daai groot krag. Hoeveel demone en goed, nee. Huiwer en struikel en val of hol, vlug voor net die Heilige Gees. Imagine nou die Heilige Gees Vader en die Seun tree. Kom saam. En vriende, weet julle wat's die beauty van dit? Hulle al drie behoort aan ons. Ons behoort aan hulle. Jesus het sy lewe vir ons gegee. Sodat ons weer kan reg wees met Vader. Sodat die Heilige Gees in ons kan kom woon. En ons van die waarheid kan leer. Vriende, in vandag se lewe, nie net in vandag se lewe, maar ek dink in die lewe, is daar 'n groter geskenk, belofte, as dit. Word daar meer liefde as dit vir jou gewys? Hoe kan ons hom van die hand wys? Ag Here, net nog 'n rukkie. Ek wil net gou D&D afhandel. Ag Here, net nog 'n bietjie tyd, asseblief. Ek wil net gou daai nog doen. Maar vriende, hoe weet ons wanneer ons uurglasie uitloop? Jy sien, toe Jesus fisies op die aarde was, het hy mos sy disippels gelei. Hy het hulle geleer, jy kan sê hy het hulle beskerm. Hy het die mense ons beskerm teen die skrifgeleerdes en al daai. Hy het vir hulle opgestaan. Hy was by hulle die hele tyd. Ek dink dit moes amazing gewees het om saam met Jesus so op die aarde te stap. Om sy leerlinge te luister, te volg, te beskerming. Dit het moes gesê. Hy sal vir hulle iemand stuur. Net soos wat hy vir hulle gestuur het, stuur hy vir ons. Want soos Jesus saam met sy disippels geloop het, saam met hulle gewandel het, hulle van die een plek na die ander plek. So loop die Heilige Gees vandag saam met ons. Het jy jou hart vir hom oopgemaak? Het jy vir hom gesê, woon by my? Sien vriende, die Heilige Gees is God se teenwoordigheid in ons lewens. Dit is merkwaardig. Jy mense, dit is actually, verskoon tog my taal gebruik vir hier en daar in Engelse woordjie ook. Maar dit is amazing. Dit is amazing. Vriende, laat so almagtige God, Yahweh, die God van alles. Vriende, sy Gees vernuut vir ons elkeen gee. Ek wil hê julle moet dit regtig hoor. Ek wil regtig hê julle moet dit in julle indring. Hy gee sy Heilige Gees vir ons. Jy moet net sê, dankie Here. Ek aanvaar dit. Vriende, daar was een keer geskrywe
Of ek lees een keer van 'n kaptein wat in die see rondgevaar het en daar was al heelwat storms en wind het gewaai en gereën en al daai dinge. En skielik daar in die verte sien hy lig wat brand. En onmiddellik is hy daar op die radio en hy sê, hoorie, verander jou koers 10 grade. Die antwoord kom terug, nee, verander jy jou koers 10 grade. Die kaptein raak mos nou kwaad, hy is mos nou 'n kaptein. En hy stuur weer, ek is die kaptein van 'n groot skip. Verander onmiddellik jou koers. Die antwoord kom terug, ek is die opsigter van 'n vuurtoring. Verander jou koers. Sien vriende, toe besef die kaptein die waarheid. Die lig beweeg nie. Die vuurtoring verander nie. Hy moes verander. Sien vriende, die Heilige Gees is soos daardie vuurtoring. Jy sien, in hierdie wêreld waar ons leef, probeer ons almal mos maar God se waarheid aanpas by ons eie opinies. Ja, maar miskien is dit nie so erg nie. Ag nee man, dit is so, nee man. Ons smeer ons maar altyd 'n bietjie botter daarop of 'n bietjie jam of iets wat dit net bietjie mooier lyk of bietjie lekkerder proe. Maar so stap ons 'n bietjie wat verder weg van die waarheid af. So stap ons 'n bietjie weg van die Bybel af. So verdraai ons mos nou eintlik God se woord. Wanneer ons dit mos nou in 'n prentjie sit wat vir ons lekker voel. Wat vir ons aanvaarbaar is. Is dit nie wat ons doen? O nee, dit klink nou beter. Alright, let's do it. En in ons harte weet ons dat dit verkeerd is. Jy sien vriende, die Heilige Gees verander nooit. Nooit. Hy is nie soos ons, nou voel jy lekker, nou voel jy nie meer lekker nie. Nou is jy vriendelik, nou is jy mislik. Hy bly dieselfde. Hy wys die veilige pad. Jy sien, ons taak is nie om die lig te verander nie. Ons taak is om ons koers te verander. By God se leiding. Om hom te volg. Want hy ons wil lei, hy ken mos die pad beter as ons. Ek meen, hoeveel van ons, dis Sondag vandag, môre is Maandag werk. Maar nou is jy nou alweer besig daar om jouself in 'n ander stresvlak in te stres. Want môre is werk en jy weet van die probleme wat daar by die werk is en jy nog nie daai ding uitgesort nie, genade, en weet jy wat doen die vyand? Nou luister jy na hierdie kerkdiens of jy gaan sit in 'n kerk. Jy hoor nie een woord wat ek sê nie. Of die ander predikers nie. Jy luister na niks. Want hoekom nie? Want die vyand het jou ore kom leen. Die vyand het jou gedagtes kom steel. Die vyand hou jou besig by die werk. Wat help dit dan nie kerk toe gegaan? Net om gesien te word. Dit is om ou kerk toe gaan. Gaan kerk toe dan het die vyand jou gedagtes heeltemal gevange geneem. Hy het jou sien wat hy kom doen. Hy kom steel. Hy het jou kom roof van God se woord. Ons sien vriende, ons Vader, hy hou ons môre alreeds in sy hande. Hy weet presies wat vir ons voorlê. Hy weet wat môre gaan gebeur. Dus kom ons net op hom vertrou. En weet julle vriende, niks sal met ons gebeur as dit nie Vader se toestemming wegdra nie. Omdat ons is sy kinders. Hy is lief vir ons. Ons kan dit maar glo, want dit staan in die Bybel. Ons hou mos aan hom vas. So maak nie saak wat môre moet gebeur nie. It's in God's hands. Al wat ons kan doen, ons kan hom glo. En ons kan luister wat die Gees van die waarheid vir ons sê. Is dit nie merkwaardig nie, vriende? Die Gees van die waarheid. Ja, ek glo nie een van ons hou daarvan as mense vir ons jok, of dinge verdraai of wegsteek. Ons hou nie mos nie daarvan nie.
Dis in elk geval ook lelik om te jok. Dit is nie volgens God se woord nie, God se wil nie. Dis sonde. Ons like dit nie. Maar die vyand hou daarvan. Ja, hy hou daarvan. Maar sien wat is die verskil nou tussen die vyand en die Heilige Gees? Hy bring vir ons die waarheid. Hy kom sê vir ons, hy herinner ons mos wat het Jesus gedoen. Onthou? Ons was nie daar nie. Hier is die pragtig. Ons was nie daar nie. Ons het dit nie met ons eie oë gesien nie. Hoe moet ons dan weet dit is die waarheid? Hoe weet ons loop agter die waarheid aan? So 'n goeie vraag. Wie sê hierdie Bybel is die waarheid? Hoe weet ek is op die regte pad? Maklik. God se Gees is ons waarheid. Hy hou ons op die regte pad. Hy sê vir ons wat om te glo. Hy leer ons wat die waarheid is. Hy doen dit. Dis al hoe ons vriende, ek en jy en almal wat in ons Here Jesus glo en vashou, dit kan glo. Jy kan dit nie uit jou eie doen nie. En onthou, ons is in elk geval uit genade gered. Genade alleen. Die Heilige Gees kom woon in jou. En hy leer jou die waarheid. Hy hou jou daar. Hoe anders kan ons na hierdie luister, hierdie leer, hierdie glo? Hoe kan ons dit anders glo as ons nie self daar was nie? Ons weet ons hoe's mens. Ons het nie self geraak het soos Paulus nie. Ag, Thomas. Selfde. Ons is ook mens net soos hulle. Maar ons glo dit. Ons glo elke woord, elke sin wat in hierdie Bybel staan. Deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees alleen. Sien vriende, die Heilige Gees kan ons maar sê is 'n persoon. Want as jy nie 'n persoon is nie, kan jy mos nie hoor nie. Jy kan ook nie gevoelens hê nie. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs 4 vers 30. En bedroef die Heilige Gees van God nie. Sien, baie van ons dink seker die Heilige Gees is bloot net 'n krag, energie of 'n gevoel in ons. Maar die Bybel leer dat hy ook 'n persoon is. Ek meen mos as hy krag of iets in daai lyn was of iets. Jy kan mos nie elektrisiteit bedroef nie. Hoe gaan jy dit regkry? Jy kan nie wind bedroef nie. Jy kan nie die sonlig bedroef nie. Maar jy kan 'n persoon bedroef. Die Heilige Gees het emosies. Hy het 'n wil. Hy praat, hy luister, hy lei, hy troos. Sien, die Heilige Gees het baie werk. Dit wys jou net hoe betrokke hy by ons elkeen se lewens wil wees. Nie net wil nie. Kan. Vriende, hy kan ons beter maak as wat ons ooit gedink het ons is. Hy kan ons na plekke toe heen lei wat ons altyd gedink het onmoontlik is. Kyk net hoe wonderlik is dit. Dink net hoe amazing is dit. Dat daardie Gees deel wil wees van ons elkeen se lewe. Ek glo nie die grootste som geld in hierdie wêreld kan jou so gelukkig maak soos wat die Heilige Gees kan. Ek meen, jy kan ook net soveel goedkoop met geld. Maar jy gaan nog steeds daai leemte in jou hart hê. Jy gaan nog steeds daai leemte in jou siel hê. Want something is short. Something is missing. Daai joy, daai vrede, daai vreugde. Maar ons gaan by dit uitkom wat die Heilige Gees ook vir ons saambring.
Julle moes gesê, hy kom nie Leande by jou intrek nie. Hy kom nie Leande nie, vriende. Nie. Sien, die Heilige Gees kom woon in ons, omrede hy deel wil wees van ons elke dag se lewens. Net soos ek nou die voorbeeld gebruik het van môre is Maandag. Jy's bekommerd oor daai vergadering of iets wat jy mos gedoen het, wat jy nie by uitgekom het nie, of wat, maak nie saak nie. Vriende, maak die Heilige Gees deel van dit. En kyk hoe hy jou daardeur lei. Kyk hoe hy vir jou 'n ander deur oopmaak. Kyk hoe hy vir jou daai probleem fix. Kyk wat se vrede hy jou gee. Because ons is tot alles in staat deur hom wat ons krag gee. Sien vriende, dis hoekom ek sê, hierdie is nie Mickey Mouse nie. Hierdie is die waarheid. Hierdie is die waarheid wat vir my vir jou beskore is. Die waarheid wat die vyand nie wil hê jy moet weet nie. Hierdie is die waarheid wat ons vrymaak en ons losmaak. Wat die vyand wegsteek. Maar hy kan dit nie meer langer wegsteek nie, vriende, want ons almal hoor dit vandag. Sien, die Heilige Gees wil saam met ons werk toe gaan. Hy wil saam met ons moeilike tye stap. Hy wil saam met ons vreugde wees. Hy wil saam met ons in alle besluite is. Maak nie saak hoe groot, hoe klein, maar weet julle wat? Is dit nie meer asemrowend en merkwaardig om saam met hom 'n besluit te neem? Saam met hom. Enige besluit, maak nie saak hoe groot, klein nie. Want as jy dit saam met hom gedoen het, dan weet jy dis die regte besluit. Dit gaan jou nie kom in die hakskeen byt nie. Dit gaan nie. Want dit is God self wat saam met jou besluit gemaak het. Is dit nie amazing? Vriende, Handelinge 13 vers 2 sê vir ons, en terwyl hulle die Here dien en vas, sê die Heilige Gees. Sien hoe praat hy met die disippels, toe hulle gebid het vir wie van hulle gaan Judas se plek vat, want hulle moet nog 'n helper kry dan. Net soos wat die Heilige Gees daar gepraat het, praat hy nog steeds met ieder en elk van ons. Onthou net, die Heilige Gees is soos God. Hulle kan nie verander nie. Hulle kan nie hulle gedrag, hulle geaardheid verander nie. Hulle kan nie. Hulle is volmaak soos hulle is. Dis nie soos ons as mens wat altyd hier en daar, dansie aan, dansie af, dansie aan, dansie af. Nie hulle nie. Hulle kan nie verander nie. So as hy daai tyd nog so met die disippels gepraat het, praat hy tot vandag toe ook nog met ons. Kom ons moet net luister. Sien, hy praat ook nie gewoonlik net deur hoorbare stem nie. Ons weet dit mos. Hy praat deur God se woord. God se liefdesbrief. Jy het al gevoel van daai as jy so stap en soos nou nog gesê jy voel leeg as jy kan hoeveel geld het en jy kan alles koop wat jy wil hê. Maar jy voel nog 'n leemte. Nog iets wat leeg is, iets wat kort. Heilige Gees kom vul daai. En dit is waar die innerlike stemmetjie, daai vrede, hoe hy ook met jou praat. Hy gee vir ons geestelike vrede. Môre se berg lyk nie meer vir jou so hoog nie. Hy kom waarsku jou. Moenie hier afdraai nie, gaan eerder reguit aan. Moenie net die donker pad ry nie. Soek daar waar die ligte brand. Hy waarsku ons, hy herinner ons. Hy gee vir ons wysheid. Weereens die wysheid om die regte besluite te neem. Hy kom praat met ons deur prediking. Sien vriende, dit is presies soos jou geliefde. Hoe nader jy aan die Heilige Gees lewe, hoe beter gaan jou môre. Toe jy jou geliefde ontmoet het, jy moet net sê seker sekerlik nie op mekaar begin skree nie. Jy het seker mooi netjies langs mekaar eers lekker rustig en stil gesit en mekaar ons mooi ordentlik met mekaar gepraat. En jy weet nou na jare, die man dalk daar nie motorhuis besig, die vrou nie kom bys. Ja. Weet ons maar hoe skree ons maar vir mekaar. Maar dis mos nou maar iets anders.
Sien vriende, net so ook die Heilige Gees. Hoe nader jy aan hom is, hoe beter gaan jy hom hoor. Hy skree nie op jou nie. Onthou, ek het dit ook al gesê, hy's 'n gentleman. Sien, ek dink baie keer, dan kyk ons terug op ons lewens en besef, as daar iets was, wat jou dalk verhoed het om iets te doen. Dit was die Heilige Gees, wat my daar gewaarsku het. Vriende, het julle nie al so 'n oomblik gehad nie? En dan sê jy net, dankie Here. Of, dit was die Heilige Gees, wat my gelei het. Dank die Here. Vriende, ons het nou maar eers die oppervlak gekrap van die Heilige Gees. Daar is nog so baie om oor te praat, maar ek sien ons loop uit. Dit is die krag van die Heilige Gees. In short, vriende, daar is nog so baie om te sê, soos skakel gerus volgende week in. Dan gaan ek aangaan oor hierdie asemrowende inwoner wat by my en by jou wil kom intrek. En soos ek sê, hy kom nie verniet nie. As julle wil weet wat hy saam verskoont of wat hy wil saambring, kan julle Galasiërs 5 gaan lees. Julle kan 1 Korintiërs 12 gaan lees. Maar ons gaan by dit uitkom. Maar vriende, soos ek nou vir julle van hierdie waarheid gepraat het van die Heilige Gees wat die waarheid is, nee, so kom die Heilige Gees ook en hy kom vertel ons hierdie waarheid. Weereens gaan ek sê, ons was nie daar nie, maar ons glo dit wel. Hoekom? Hoekom en hoe? Dit is vir my nog steeds. Ja, ek kan net pas wel lekker by mekaar kry nie. As jy dit nie lekker by mekaar kan kry nie, vra nie die Heilige Gees om vir jou by mekaar te sit. Sien vriende, toe ons Here Jesus Christus die aand voor sy kruisiging, soos wat ons nou lees in die Bybel, want ons was nie daar nie, soos wat ons lees in die Bybel, en wat die Heilige Gees vir ons die waarheid ons oortuig daarvan. Dit is hoe ons weet, dis die waarheid. Dis hoekom ons weet die Bybel is die waarheid. God said that, I read that, I believe that, and that is that. Moenie laat die mense julle verlei nie. Moenie julle ore uitleen vir 'n leengees of 'n valse gees nie. Luister vir God. Luister vir die Gees. Leef by hom, leef naby hom. Onthou, hy is binne in jou. Dit is hoekom ons kan sê dat hy is nader aan ons as hierdie klere wat ons aan het. Hy is binne in ons. Wel, vriende, kom ons gaan hierdie week in en ons gaan wys die wêreld hoe dit lyk om deur die Gees gelei te word. En as jy enigstens twyfel, vriende, dan lees ek vir ons Johannes 6 vers 53. Waar Jesus self praat en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het. Wie die brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Dit is toe ons Here Jesus gekom het om vir ons die nagmaal in te stel, waarin ons kan glo en kan vashou. En ons kan dit gebruik. Ons kan dit gebruik want ons weet hy kom weer. Ons kan dit gebruik want ons weet ons Jesus is op pad om ons te kom haal. Vriende, die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Ons dink ons wat het Jesus vir ons gedoen. Ons dink ons wat het hy vir ons beloof. En ons weet hy gaan terugkom.
Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Is 'n garantie. Dit is nie soos jou garantie wat jy op jou kar het. As jy in 'n ongeluk kom, gaan dit en dit gebeur nie, maar hulle het nooit vir jou gesê, hoor hierso, maar jy moet net kyk dat jou tyres nie glad is nie. Of jou lisensie nie verval het nie. Dis nie daai waarborg nie. Hierdie waarborg is 'n definitiewe waarborg dat hy gaan terugkeer. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap van die lewende Here met mekaar. In die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagtinge. Die ewigheid saam met hom. Sien vriende, in die vyfde plek is dit 'n vreugdefees. Ons het ons vreugde, ons het 'n fees wat ons vier. Want ons Redder leef. En hy kom om ons te kom haal. Vir om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11:27 sê vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam van die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, ek gaan net 'n minuut gee as daar iets is tussen jou en die Here wat jy moet regmaak. Ek gaan net so 'n minuut gee. Dan kan jy maar net regmaak met Vader. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. En nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. In die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Vriende, daar is geen God soos ons God wat magtiger, liefdevoller en getrouer is as wat ons ooit kan begryp nie. Kom ons bid saam. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe, Here ons God, Vader, daar is geen ander soos U. Ons dank U, Here, ons dank U vir hierdie boodskap wat U ons gebring het. Here, ons dank U vir U Gees wat vir ons elke een beskore is. Vader, help ons om die Gees aan te neem, help ons om regtig te luister na die Gees. Vader, want hoe kan 'n mens anders as om vir die waarheid te wil luister? Here, en lei ons in die waarheid. Ons weet ja, Here, ons weet die bose is daar. Maar Vader, ons weet ook dat die Heilige Gees sterker en magtiger en kragtiger is as die wêreld. En dankie Here, dankie vir daardie leiding. Dankie Vader vir daardie beloftes van U. Dankie Here Jesus dat ons weet U is op pad terug. Dankie dat U vir ons plek voorberei. Here, en dankie dat U vir ons 'n God is op wie ons kan vertrou. Vader, ek wil die vra wees saam met ons hierdie Werksweek wat ons nou moet ingaan. Maar dankie Here dat U al reeds daar is. Dankie dat U al reeds by ons môre is. Vader, dankie dat U ons lei, ons beskerm, ons bewaar. Ons loof en ons prys en ons dankie in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen. Dankie dat jy by ons aangesluit het vanaf JSO MTS Port Elizabeth.
Sluit gerus 1 uur aan by die erediens vanuit die Vol-Oever Studio. Dit is iets om nie te mis nie, en veral as jy belangstel in al die geeste wat ons lewens so affekteer. Sien julle 1 uur en kom sluit gerus weer volgende week by ons aan. Baie dankie.